Goeiemôre gemeente van AGS Aliwalnoord, familie en vriende. Dit is my 'n groot voorreg om vanoggend weer 'n boodskap met julle te kan deel. Ek wil met julle praat vanoggend oor behou jou fokus. In die week is al 'n klomp boodskappe wat na ons kant toe gekom het en gisteroggend het my vrou weer vir my 'n boodskap gebring wat van al hierdie conspiracy theories en hierdie goeters wat gaan gebeur in die toekoms en wat die regering beplan en wat daai een beplan en die nuwe orde en al hierdie goeters. Maar ek wil ons daarop attent maak dat ons moet nou fokus op Jesus. Toe ons begin het met hierdie lockdown en ek vra die Here, wat moet ek met die mense deel? Hoe gaan hierdie werk? Het ek net gevoel dat ek moet ons elke keer terugbring na Jesus toe. Jesus is en bly die antwoord. Wanneer die tyd kom, sal hy vir ons die regte ding sê en laat ons dit self woorde in ons monde self sit, dat ons dit sal spreek. Maar voordat ek te ver vooruit gaan, wil ek graag 'n videoklip met julle deel oor Matteus 25 vers 1 tot 3 en dan na dit sal ons weer verder gesels. Kom ons kyk in die videoklip. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold! Behold! The bridegroom! The bridegroom, he comes. Go ye out to meet him. The bridegroom, he is coming. Gather your things and come quickly. Sarah, Hannah, he is coming. He is coming. The bridegroom, make haste. He comes. Please, give us of your oil. Our lamps, they're going out. No, not so, lest there be not enough for us and you. Go ye to them that sell and buy for yourselves. Let us return and get oil. Search everywhere. If you find something, tell me.
Ek dink baie van julle mag dalk voel, ja, ek ken hierdie storie en ek het dit al soveel keer gehoor. Wat kan dit tog nou vir my beteken? Maar voordat ons verder gaan oor daai vrae beantwoord, kom ons lees net eers wat sê dit in die woord. Dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan, soos met 10 meisies wat hulle lampe gevat het, om die bruidegom te gaan inwag. 5 van hulle was onverstandig en 5 verstandig. Die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie ekstra olie met hulle saamgevat nie, terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie in hul houers gevat het. Toe die bruidegom lank wegbly, klink dit nie bekend nie, het hulle almal vaag geword en in die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep, hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. Die onverstandiges sê toe vir die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Maar die verstandiges antwoord, nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer winkel toe en koop vir julle olie. Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe, en die deur is gesluit. Later kom die ander meisies ook daaraan en roep, meneer, maak vir ons oop. Maar die bruidegom antwoord, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag hier dit sal gebeur nie. Dit is so waar vir vandag nog. Jesus het vir die disippels gesê dat die tekens van die eindtye sal al begin het in daai eerste generasie. Hy het gesê nie een van hulle sal na hom toe gaan of doodgaan voordat hulle die tekens begin. Voordat hulle nie sien die tekens gaan begin nie. Die punt vandag is, ons fokus moet op Jesus bly. Hierdie ding sê vir ons, praat met ons oor 2 spesifieke dinge. Die kruks van hierdie lesie is, het ek genoeg olie? Die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie ekstra olie met hulle saamgevat nie. En die ander deel is, wat belangrik is om vir ons te verstaan is, elke persoon se olie is net genoeg vir hulle self. Die onverstandige sê toe vir die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Maar hulle antwoord was, nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer winkel toe en koop vir julle olie. Nou interessant genoeg met my navorsing was daar interessante idee gewees rondom hierdie, gaan winkel toe en koop vir julle olie. Wat ons later aan sal bykom, dat ek nou nie te ver vooruit gaan nie. So daar was 2 duidelike verskille tussen die verstandige en onverstandige meisies. Die eerste een is die onverstandige meisies het hulle voorberei vir 'n kort wagtydperk. In my navorsing sou die bruidegom gewoonlik hier teen 8:00 die aand sou hy gekom het met sy proses na sy huis toe waar hy die bruid saam met hom huis toe sou vat. En dit is dan daar waar die meisies hulle moes ontmoet daar voor die huis. So die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie ekstra olie saam met hulle gevat nie. Dus het hulle gedink, nee, so teen 8:00 sal ons nog reg wees met die olie, ons gaan sharp wees. Maar die verstandige meisies het ekstra olie saamgeneem. Hulle het voorberei, hulle was voorberei vir dit wat voor lê. Want daar staan in vers 4, terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie in die houers gevat het. Ook wat ek gesien het, daar's 2 sienpunte van hierdie. Die eerste een is, of hulle sou lampe aan die meisies voorsien het met die bruilof, en hulle sou die lampies by hulle gehou het, of die ander ene was, hulle moes lampies saamneem na die bruilof toe. Hoe ook al dit mag sy, hulle het olie gehad vir die eerste deel, maar die wyse meisies, of die verstandige meisies, het nog ekstra olie saamgeneem, vir ingeval hulle sou langer moes wag. Nou, ek wil graag hierdie skrif vir ekstra insig gee. Matteus 5 vers 14 tot 16. Ons gaan nou sien waar kom dit vandaan. Maar dit bring die punt oor van ons is die lampies. Die lampies in hierdie skrif praat van ek en jy.
Julle is die lig van die wêreld, sê vers 14. En vers 16 sê dan, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Maar vir elke lig om te skyn, het dit 'n brandstof nodig, of elektrisiteit nodig. Dus, kom ons by die volgende punt. Giel met sy uiteensetting van Matteus 25 vers 3 skryf die volgende. By oil is meant not temporal blessings, nor spiritual ones, nor the gospel, nor the gifts of the Spirit, all which are sometimes signified by oil, but either the Spirit of God himself, soos of die Gees van God himself, who is the oil of gladness, and the anointing which teach that all things, or the regenerating and sanctifying grace of the Spirit, even all the graces which are implanted by him in conversion. This is so called an illusion to the anointing oil under the law, and its excellent nature, its costly matter, its curious make and particular application, and in the use of it to anoint both things, the tabernacle and the vessels, and persons, the prophets, the priests, and the kings. So die salwingsolie in die Ou Testament was gebruik om die tabernakel te salf, maar ook persone, die priesters en die konings, en selfs die profete. Jy kan verder gaan lees in Exodus 30 vers 23. Dan kom Elikot en hy met sy uiteensetting skryf hy baie dieselfde. En dit is hierso waar Matteus 5 vers 16 uitstaan. So ek gaan net verder van dit af lees. Kom ons begin van die begin af. In the interpretation of the parable, the lamp or torch is obviously the outward life of holiness, die uiterlike lewe van heiligmaking, by which the disciples of Christ lets his light shine before men. And the oil is the divine grace, or more definitely, the gift of the Holy Spirit, without which the torch first burns dimly and then expires. So sonder die Heilige Gees is dan die vloeistof of die salwing, die brandstof wat hierdie liggie laat skyn. So sonder die salwing van die Heilige Gees gaan ons liggies dof word. The foolish virgins neglected to seek that supply, either from the great giver, so of hulle het nie by God gekry wat hulle nodig het nie. Dis hoe hy dit apply tot by ons. Ons moet dit of by God gaan ontvang, or through human agencies, by which he graciously imparts it. 'n ander skrywer sê nou weer, dit is deur mense wat gesalf is deur die Heilige Gees, om ander weer te help, om die Heilige Gees te ontvang, en vir ander te kan bedien vir meer van die Heilige Gees. So daar's twee maniere hoe 'n mens dan hierdie brandstof kan ontvang, of die Heilige Gees kan ontvang, is of by God homself, en dit is hoe mense dit aanvanklik gedoen het, is deur God ontvang hulle die Heilige Gees, want God beloof, as julle wat goeie mense is, vir julle kind nie 'n klip sal gee as jy vir hom 'n brood, as hy vir jou 'n brood vra nie, hoeveel te meer sal God die Vader nie vir julle die Heilige Gees gee, as julle hom vra nie, sê Jesus. Die ander manier is dan ook om hulp in te roep en te sê, Here, ek breek nie deur tot u nie, stuur vir my iemand, of bel jou pastoor, of iemand wat jy ken, wat jy weet die Heilige Gees deur beweeg. Laat hulle saam met jou bid, totdat jy die Heilige Gees of meer van die Heilige Gees ontvang het. Dus ter samevatting, ons is die lamp, ons is die lig, wat ons uiterlike werke, wat eer aan die drie enige God bring. So, die manier hoe ons lewe, bring eer aan God. Die goed wat ons sê en doen, bring eer aan God. Dit wat ons uitstraal, met ons hele wese, dit bring of eer aan God, of eer aan die vyand. Die olie is die teenwoordigheid en die werking van die Heilige Gees binne ons en deur ons. Hy gee ons die krag om lig te wees, om te kan uitstraal dit wat God behaag. So as jy by jou vriend sit, wat is dit wat uitgestraal word? As jy by jou man of jou vrou sit, wat straal hulle uit? Kom ons vra onsself ook daai vraag. Here, is ek vol? Dr. James Montgomery Boyce sê, may we not be found going away to make the purchase,
in vers 10. Laat ons nie gevind word dat ons uitgaan wanneer Jesus se koms naby is, wanneer ons sien, hierso kom hy op die wolke, laat ons nie dan ewe skielik meer van God soek nie. Take the time now to fill your lamp with oil and take extra long. Dit is my so mooi. Vat ekstra tyd. En dit is juis wat ons nou het. Dis hoekom ek hierdie stukkie opsit. In hierdie tyd van die lockdown, nou het ons tyd. Nou het ons ekstra tyd om vol te word van die Heilige Gees, vol te word van die Here, vol te word van sy woord, vol te word van sy kennis, vol te word van wie hy is. Want ons is geroep om soos Jesus te wees. Keep waiting and watching with joy and anticipation. Ek hou vaak ook van dit wat hy sê, joy and anticipation. Hierdie boodskappe wat jy ontvang oor die eindtyd, bring dit vir jou vreugde en vrede? Bring dit vir jou opgewondenheid oor wat God doen? Of bring dit vir jou, laat dit jou teneergedruk voel, laat dit jou bekommerd voel, bring dit vrees in jou hart? Want dit is die plan van die vyand, dis hoe hy ons wegkry van God af, dis hoe hy van ons steel. So ons moet filter weer eens en sê, Here, hierdie goed, is dit van U? Wat is die vrug van hierdie boodskap wat ek ontvang? Maak dit my opgewonde en vol vreugde en wil ek meer van Jesus hê? Of bring dit my op 'n plek wat ek verder van U af gaan as gevolg van vrees en bekommernis? Nee, kom ons fokus op Jesus. Kom ons behou ons fokus op Jesus. En ons gaan nie toelaat dat sosiale media of boodskappe van die vyand, wat ook al dit mag wees, ons wegneem van ons fokus van Jesus af nie. Ons het nou tyd, en ons moet die tyd nou uitkoop, om vol te wees van hom, sodat ons kan uitgee. So, dit bring ons na 4 vrae, daar kan meer wees, maar ek het 4. My hoofvraag is, hierdie tyd wat ons nou in is dit nie nou die tyd vir ons om wakker te word? Om te kyk hoeveel olie is in ons lampies nie. Dis nou vir ons die tyd om daai doopstokkie te vat in ons liggaam se, ons hart se en die enjin wat ons hart is, ons wese in te druk en hom uit te haal en te sê, wow, my olie raak min. Dis nou die tyd. Gaan doop daai stokkie in jou hart, in jou lewe in. Wanneer jy kyk daarna, uit 'n buiteperspektief, vanuit 'n ander perspektief, soos ander mense jou sal sien, wat sien hulle? Is ek vol van die Gees van God, of is ek vol van myself? Dan die volgende vraag is, waar staan ek vandag my verhouding met Jesus, in vergelyking met laasweek, en selfs in vergelyking met gister? Is ek op 'n goeie plek met hom? Wat is daai goed wat in my pad staan? Wat staan tussen my en Jesus, sodat ek naby aan hom kan wees? Wat is hierdie kloof wat tussen my en hom staan? As daar 'n kloof is, sorteer dit nou uit. Gebruik hierdie tyd om hierdie kloof uit te sorteer. Of hierdie berg wat voor jou staan. Zacharia sê, who art thou, O great mountain, to stand before Zerubbabel? You will become a plain. For it's not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. En dan bring ek by die volgende vraag, is ek vol van die Gees? Het ek die Heilige Gees in my? Het ek regtig tot bekering gekom? Die goed wat ek gister gedoen het, of toe ek in die sonde was, is dit nog steeds vir my 'n aantrekkingspunt? Het ek nog steeds 'n begeerte daarna? Is dit nog steeds die ding wat vooraf in my gedagtes kom? Of is ek op 'n plek waar dit wat God behaag, die begeertes van my hart is? Ja, ek sê nie, ons gaan nie struikel nie. As jy in 'n posisie was wat jy goeders lank verkeerd gedoen het, dan moet 'n mens by 'n plek kom wat jy sê, Here, ek is jammer, vergewe my, maar nou wil ek dit nie meer doen nie, nou wil ek U behaag. So as jy val, 'n regverdige man val 70 keer, maar hy staan 70 keer op. Dan die laaste vraag is, het ek genoeg van God se Gees in my, om aan te hou brand in die dae wat nog volg, of wat voorlê? Elke vrou het 'n lampie ontvang met olie in. Wanneer jy tot bekering kom, ontvang jy 'n mate van God se Gees. Maar daai moet volgemaak word elke dag. Strome van lewende water
sal uit ons binneste uitvloei wanneer ons gevul word met die Gees. Maar ons moet elke dag kom na daai fontein wat die Heilige Gees is en sê, Hemelse Vader, maak my vol van U, want die wêreld en al die druk van die wêreld bring ons op 'n plek wat ons voel, Here, dit raak te veel, dit raak al my aandag word gebruik in net om dag tot dag, om op te staan, om werk te doen, om dit te doen en dat te doen. Al hierdie goed wat ons moet doen, steel van ons tyd met die Here. Nou dat ons die geleentheid het, kan ons vol word met Hom. Wat is die goed wat ons inlaat in ons gedagtes? Wat is die goed wat ek lees? Wat is die goed wat ek my hart voor oopmaak? Kom ons kom terug na Jesus toe. Kom ons behou die fokus op Jesus. Kom ons word vol van Hom, sodat hy ons kan gebruik in die tyd wat voorlê. Ons is hier vir 'n rede en ons het 'n toekoms in hierdie wêreld wat vir ons voorlê. Maak nie saak wat in die ekonomie afgaan nie. Ek wil vanoggend dekleer, ons is afhanklik van die hemelse ekonomie, want God is nog steeds die God van wat wonders verrig. Ek wil julle bemoedig met 'n skrifgie. Filippense 2 vers 13. Want dit is God wat in julle werk, om te wil, let wel om te wil, sowel as om te werk, met ander woorde, sowel as om te doen, na sy welbehae. Ons kan slegs op daai plek kom, wanneer ons in die ware wynstok geplant is. Moenie laat boodskappe en allerlei vrese en dit wat in die wêreld omgaan, toelaat dat ons uit die wynstok uitgetrek word, deur die bekommernisse en vrese van die wêreld, en nie in die wynstok ingeplant bly nie, want is slegs in die wynstok wat ons die voeding ontvang wat ons nodig het, is slegs in die wynstok, wanneer ons kom by die plek wat God die Vader kan doen wat hy wil in ons. Ek gaan 'n videoklip speel, 'n liedjie, en dit sê, Here, as U meer van U en het nodig, ek het meer van U nodig, en as U alles van my moet vat dit moet ons roepstem wees in die tyd. Here, ek gee alles vir U. Here, ek gee die boodskappe vir U. Here, ek gee my gesin vir U. Here, ek gee my toekoms vir U. Here, ek bring my drome en my begeertes en ek lê dit voor U voete neer en sê, Here, U wil geskied. Vader het 'n spesifieke wil vir elkeen van ons. Kom ons kom in lyn met dit, want dit is waar ons regtig gaan lewe en lewe in oorvloed ervaar. Ons gaan dit nie ervaar in die wêreldse weë en dit wat die wêreld dikteer belangrik is nie. Of die pad wat ons in moet loop nie. Dit gaan oor wat sê Jesus vir jou moet jy doen. En is jy getrou daarin? En vandag roep by elkeen van ons, kom na my toe, almal wat moeg en belaai is, en ek sal jou rus gee. Jesus het geroep na my en na jou. Kom ons gaan antwoord sy roepstem. Gebruik hierdie geleentheid van die wat nou gaan speel om hierdie vrae te beantwoord vir jouself. Kom ons worstel in ons gees met daai vroeg wat miskien tussen my en God is. En ons breek daai kettinge vandag in die naam van Jesus. Here, ek bid dat U sal kom en met persone se harte nou sal werk. Here, daar waar 'n berg tussen U en hulle staan, Here. Ek bid wat ook al daai situasie is wat gebeur het of was wat gebeur het, wat veroorsaak het dat iemand hulle hart toegemaak het vir U in 'n spesifieke area. Laat hulle verhouding met U daar in die wiele gery word daardeur. Here, ek bid dat U nou sal kom en 'n deurbraak bring. Heilige Gees, kom en maak ons harte van klip, harte van vlees. Heilige Gees, ek bid en vra dat U sal kom en wys, Here Jesus. Here Jesus, kom en wys in elke een se gedagtes, daai situasie wat nou by hulle opkom. Waar was U en wat het U gedink van daai situasie? Here, bring vandag genesing oor trauma wat gebeur het oor lewens, Here. Bring genesing oor vrae oor, Here, hoe kon dit gebeur het? Waar was U?
En Here, dat U sal wys hoe dat U in daai situasie was en redding gebring het en deurbraak gebring het, of selfs net uit die situasie uitgeneem het, sodat daar 'n nuwe geleentheid sal wees vir deurbraak later. Here, ek bid dat U nou sal kom en elke persoon se wese sal inwerk. Dit wat U wil is, dit wat U weg is. Bring ons nader tot U vanoggend. En ek beloof hy, as julle my soek met julle hele hart, siel, gees en verstand, sal julle my vind. Here Jesus, laat ons vanoggend deur U gevind word. Sal U deur ons laat vind ook. Here, ek breek daai plafon oor persone se gebedslewe vanoggend. Ek bestraf daai plafon in die naam van Jesus en ek beveel dit om af te kom. Here, ek bid dat U die sluise van die hemel sal oopmaak, dat U liefde en U oorvloed sal vloei daarin, in Jesus se naam. Dankie daarvoor. Amen. Came to the world You created, trading Your crown for a cross. You willingly died, Your innocent life paid the cost. And counting Your status as nothing, the King of all kings came to serve. Washing my feet, covering me with Your love. If more of You means less of me, take everything. Yes, all of You is all I need. Take everything. You are my life and my treasure, the one that I can't live without. Here at Your feet, my desires and dreams I lay down. Here at Your feet, my desires